Die ontwikkeling van tegnologie het ons wêreld nader gebring, vereenvoudig en in die palm van jou hand gesit, maar talle bedrywe styer steeds onder die nagevolg, nie net van tegnologie en digitale tegnologie, maar ook van kunsmatige intelligensie. Een so 'n bedryf natuurlik die uitgewerswese. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons met Helene de Klerk van Jonathan Bull Uitgewers oor hoe tegnologie hulle bedryf geraak het en hoe klein Namibiese uitgewers die ekosisteem by Jonathan Bull kan gebruik. Dan gesels ek en Ogeto Craig ook oor die nuus in Môre se Republikein. So bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ogeto Craig saam met my in die Klets Kompas ateljee. Ogeto, dit is amper Vrydag. Maar in ons Vrydagkoerant nou nie so lekker nuus soos die Vrydag van self nie. Ja, daar is verskeie hartseer stories en ook mense mag iets raaklees wat hulle self kwaad sal maak. Ek dink veral die storie oor die hofsaak in verband met Ingrid Maasdorp, 5-jarige meisie wat in Okanja vermoor was. Daar is nou die nuutste uit die hof verhoor wat die ouma gebring het teen die staat, eis van 2.2 miljoen wat sy daar ingestel het. En wat my ook geval het, is dat die staat beweer nou dat die dogtertjie het nooit die skool bygewoon nie. En ek het onmiddellik opgespring en ons kollega Aurelia Afrikaner genader. Sy het laas jaar die stories vir ons geskryf, hartroerende verhale. Sy is selfs baie na aan die storie. En sy het gesê, nee, dit was nooit 'n kwessie daarvan nie. Die seentjie wat Lans Maasdorp in die klas sit, is onder andere van dies wat getuig het dat sy wel daar was. Die onderwyseres wat sy mee gepraat het getuig dat sy het die dogter se sak daar gesien. Die onderwyseres was laat om by die klas aan te meld. So dis die eerste wat daar sprake is dat die kind blykbaar nie op skool was nie. Ons weet natuurlik daai spesifieke dag was onafhanklikheid en die kinders was vroeg huis toe gestuur. Die ouma is so ontsteld omdat niemand het die ouers ingelig nie. Maar nou beweer die staat dat die kind was blykbaar nooit op skool nie. Ek hoor by Aurelia dat Norman Chombe is die prokureur wat die ouma verteenwoordig. Hy's 'n bekwame prokureur en ek hoop hy eet hulle op. Want dit is onaanvaarbaar. Vir my as 'n ouer, ek raak skoon. Ja, en ek onthou, dit voel vir my, dit gaan nou baie erg klink, maar as jy kyk na Amerika byvoorbeeld, 9/11 was hierdie groot nasionale tragedie en vir my voel daai naweek, ek onthou dit was 'n reënerige naweek, dit was 'n koue naweek en ons het 3 meisies daai naweek verloor op Okanja en ek dink elke Namibiër
onthou waar hulle was. Hulle onthou daai naweek. Die eerste vir my is, as jy so verantwoordelikheid vermy, dan gaan jy mos nooit die probleme oplos nie. Ja. Jy sal mos nooit die veiligheid van hy kinders verseker, as jy sê, dit is nie my skuld nie, sy was nooit daar nie. En dit raak 'n boy who cried wolf situasie, waar as jy konstant jou deel in dinge ontken, en jou verantwoordelikheid ontken, dan die een keer wat jy sê, dit was nou regtig nie ek nie, gaan niemand jou glo nie. Ja nee, ek is baie teleurgestel vir 'n familie. In hierdie standpunt wat ons regering nou in die hof inneem. Ek kan verstaan dat dit is 'n prokureur se werk om jou kliënt te probeer beskerm. Hulle wil klaarblyklik nie daai geld betaal nie, maar van 'n oogpunt van is die woord wat ek soek, jou prinsip. Ja. Dit is onaanvaarbaar. Ja. Jy weet, daar was baie geskryf en baie ondersoek deur ons ingestel. Ja. Ons wens die polisie het ook hul werk goed gedoen, maar nou om op hierdie punt, daai ouma, ek bedoel, dit is tog die minste wat vir haar kan gedoen word. Ja. Om daai paar sent te betaal. Ja. En ek meen, ons minister van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Jeanette Steenkamp, was daar. Tino Balotti was daar. En vir daai selfe instelling om nou om te draai en te sê, actually, Die kind het nooit opgedaag nie. nee, sorry. Jy weet, hulle pleit ook dat die sekuriteitswag was deur 'n privaat maatskappy aangestel. Dis is hulle nie verantwoordelik nie. Maar daai privaat maatskappy werk vir jou en die werk wat hy wag doen is om jou skool veilig te hou. Nou wil jy hulle in onskuld was. Hoe meer lees self die storie in en gee ons tog terugvoer oor hoe julle voel. Ek dink dit is 'n groot onreg en die ministerie mag nie toegelaat word om hiermee weg te kom. Dis maar my opinie. Ja, en ek meen dis nou meer as 'n jaar en tog het daai familie absoluut geen berusting nie. En nou om nog by te dra daartoe om te sê, nee maar was ek, was jy of iemand anders daar buite, nie die wag, ons weet nie wie nie, die Here. Ja, dan nog hartseer nuus in Môre se Republikein. 'n seentjie wat verdrink het op die 2 Julie. 15-jarige seentjie. Ja. En sy liggaam word nou gesoek by die Platsameer Marina. As jy weet van Swakopmund, die marina is daai stuk klippe. En die polisie wat nou beheer geneem het daarvan. Uiteindelik. Ja, dit was Sean O'Dea wat voorheen in beheer was en bevelvoerder en al wat die dinge was daar. Ek wil net sê, volgens die berig, hy sê nie hy was bevelvoerder nie, maar hy was beslis 'n leier in die sin dat hy die dryfkrag gebied en die werk gedoen om die kind te soek en later toe dit nou van klaarblyklik of van selfsprekend is dat die kind nie meer lewe om die lijk te soek. So ek dink ons as nasie ons het hom iets verskuldig vir Sean. Hy het sy bes probeer. Vroeër die week was hulle poging om van daai rotse te verwyder om by die lijk te kom stopgesit. Dit gaan nou weer voortgaan onder die polisie se oorsig. Ek voel die polisie moes lankal beheer van die situasie geneem het. Ek is dankbaar aan Sean en enige persoon wat sy medemens probeer help, maar ons het hierdie instansies vir 'n rede en die polisie uiteindelik nou is in beheer van die soektog. So dit is 'n goeie nuus. Ja. So die laaste wat ons gehoor het was daar 'n vergadering met onder meer verteenwoordigers van inwoners van Swakopmund as ook die munisipaliteit en daar is toe nou besluit om met laaggety 'n kamera in daai rotse in te sit en te kyk of die liggaam van die seun nie dalk daar is nie. En dan gaan hulle nou kyk en as hulle dit kry dan gaan hulle nou weer die laai graaf nader hark. Ja. Ja, maar 'n hartseer tyd vir Swakopmund, maar ek dink ook op jou noot, jy weet van
die polisie wat lankal moes ingegryp het. Ek dink dit raak so as 'n swak opmoeder, het ek nou al keer op keer gesien hoe die gemeenskap inspring en die gemeenskap, jy weet, kyk na goed en jy weet in so 'n geval soek na iemand en sulke tipe dinge, dat ek dink dit dalk te gemaklik begin raak vir plaaslike owerhede. Nie net plaaslike owerhede nie, ek dink oor die algemeen as dit kom by die regering, daar is 'n sloer wat amper outomaties is, sodra dit na die hoër instansies gaan. Ja. Ja. So ons sal nou maar moet sien wat daar uitkom. Hoopelik kry hierdie familie darm afsluiting. Ons hoop maar so, ons bid daarvoor. Ja, ons hoop is met julle, ons harte is met julle. Dankie dat jy by ons was, ouetjie toe. Ons gaan kyk nou, hoe maak jou naweek se weer? Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 102.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Gaan kyk nou na jou weervoorspelling vir môre. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 24, gedeeltelik bewolk oor die verre noorde met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 op Rundu en ook sonnig in die ooste op Gebabis met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Sonnig langs die kus en reg oor die suide môre met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius op Swakopmund. Op Arnhamsvlei 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 25 vir Reebot. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Helene de Klerk saam met my op 'n kletskompas. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Dit is lekker om hier te wees. Ek moet sê, daar is 'n paar bedrywe wat altyd as ek iemand van daardie bedryf op kletskompas het, dan is dit vir my asof Kersfees vroeg kom. Oh. So, vertel gou vir my, eerstens, Jonathan Ball, ek het nou vir jou gesê, julle koop darm asof dit uit die mode uitgaan. Vertel vir my, Vicky, wat spesifiek doen julle by Jonathan Ball? Okay, so Jonathan Ball Uitgewers, ons is 'n uitgewersmaatskappy en dit dek alle genres, van kookboeke tot woordeboeke, tot gedigte en kortverhale en jeugromans, alles. Aanvanklik was dit mos NB Uitgewers, of ek het aanvanklik gewerk vir NB Uitgewers, en Jonathan Ball is 'n internasionale maatskappy. So, NB Uitgewers was die grootste plaaslike uitgewers in die land. So ons smalt saam met Jonathan Ball Publishers. So ons het al die drukname behou. Drukname soos Tafelberg, Iman en Rousseau, Pharos, Bestbooks, Lux Verbi,
Quella, dit alles is nog steeds daar. So die drukname is nou net onder Jonathan Ball Publishers en die NB naam bestaan nou nie meer nie. So skrywers kan hulle manuskripte na ons toe stuur of na die uitgewers toe stuur en dan en partykeer as hulle dink dit het potensiaal, dan sal hulle 'n notaatjie saamstuur en sê verander hier en dan moet jy maar killing my darlings maar hulle weet, die uitgewers en die redigeerders, hulle ken hulle werk, bemarkingsspanne is uitstekend. So mens moet maar partykeer net glo in jouself en dink, probeer net, as jy nie probeer nie, dan gaan jy nie weet nie. Ja, daar is natuurlik ook uitdagings in jou bedryf en ek sal graag jou brein so 'n bietjie wil. Doen. Daaroor. Een van die groot uitdagings in julle bedryf tans natuurlik ook kunsmatige intelligensie. Ja. Mense wat boeke met kunsmatige intelligensie skryf, mense wat dink hulle kan 'n boek met kunsmatige intelligensie skryf. Ja. Mense wat dink hulle kan 'n boek met kunsmatige intelligensie redigeer. Ja. Dink jy kunsmatige intelligensie kan 'n volwaardige uitgewer vervang? Absoluut nie. Nee, weet jy, dit was vir my interessant, die uitgewers se kennis en ondervinding, hulle gee 'n ding regtig een kyk, hulle hoef nie eers die KI programme te gebruik om te kyk, is hierdie ding vals of nagemaak of wat ook al. Hulle het net 'n aanvoeling en hulle het regtig al soveel ondervinding. Hulle is absoluut verskriklik wys met baie kennis. En nee, ek dink definitief nie dit kan ooit vervang word nie. Daai kreatiewe deel, mens sien dit op afstand. Ja, natuurlik. Ja. En dan ook digitalisering. Jy weet, almal lees nou iets op 'n Kindle of gaan pirate sommer gou die PDF. Dis 'n gewoonte wat ek moet afleer. O ja, asseblief moet dit nie vir my sê nie. Wat doen dit aan 'n uitgewer? Jy weet, julle spandeer so baie nie net in fondse nie, maar in tyd, in soos wat jy sê, daai kennis en ervaring van die mense wat die boek moet redigeer, wat die boek moet deurgaan, die voorblad moet ontwerp, al daai tipe dinge. Jy weet, wat doen dit aan julle as 'n uitgewer? Die kopiereg ding is 'n ernstige probleem. Mense wat regtig net, dit is, ek wil eers daaroor praat, dit is dit is regtig 'n groot probleem. Maar selfs as boeke digitaal is, ek meen dieselfde hoeveelheid werk gaan en die mense moet nog steeds die boeke lees en redigeer en goedkeur en die skrywers moet skryf en alles en mense kan dit ons verkoop ook. So dis nie dat digitaal maak ons nou heeltemal dood, die digitaal raak groot. En dis nie net sleg vir ons, vir uitgewers. Dis goed ook, want die reikwyte is soveel meer, want nou kan ons oor see en oral waar die mense nie die boeke sou lees, kan hulle lees. So mense moet maar altyd na die positiewe ook kyk daarna. En steeds meer toeganklik, want dit is nog steeds goedkoper vir diegene wat dalk nie, veral 'n harde band kan nogal duur raak as nou die dag wil. En dan vertel vir my, ons het baie onafhanklike skrywers wat onafhanklik van 'n uitgewer hulle boeke laat druk en laat bind en laat uitgee en al wat dinge is en dan self somme verkoop. Wat is die verskil en wanneer moet iemand onafhanklik druk en bind en uitgee en wanneer kom hulle na uitgewer? Ek kan vir jou gou vertel, uit eie ondervinding uit, as ek nou mag. Ek het vir die eerste keer in COVID tyd het ek self begin skryf. Ek het skryfkursusse gedoen en toe het ek self geskryf. En my eerste boek was ook by 'n klein uitgewer in Suid-Afrika. En ek het maar net gedink dit is hoe dit is. Jy lê jou boek voor, hulle keer dit en dan moet ek moes 100 kopieë van my boek self koop en dan weer verkoop. Ek gedink dit is hoe dit is. Ek meen ek het nie van beter geweet nie. En ek ken nogals baie die uitgewerswêreld, want ek het so studiegidse geskryf vir Pernod Macmillan, soos van Jaco Jacob se boeke. Ek was 'n agent op 'n stadium, 'n aanlyn agent vir Lapa, so ek weet hoe hulle werk. En toe kry ek hierdie werk as streeksbestuurder van die skolespan by NB Uitgewers, wat nou Jonathan Ball is. En toe op 'n stadium om te besef, ons moet die kinders wat ek kan lees, ons moet 'n plan maak en ons moet iets doen. Sê vir my as jy daai plan het, ek kan jou net 'n bietjie meer van daai vertel, maar toe besef ek, toe sien ek maar hoe dit is ongelooflik, die skrywers stuur hulle boeke in en hulle het geen uitgawes nie. Daar's 'n bemarkingsspan wat uitstekend is, 'n publisiteitsspan wat berge versit met radio-onderhoude en televisie en allerlei dinge. En
die skrywer, dit is altyd goed as 'n skrywer self ook bemark of net 'n sosiale media laat die mense weet van hulle. Maar die spanne by Jonathan Ball Uitgewers is regtig ongelooflik wat jou boek bemark en ook die kennis van die uitgewers en die redigeerders. As hulle vir jou sê hier's te veel karakters, haal een karakter uit. Jy wil huil want jy en daai karakter het lief geraak vir mekaar. En hulle het dit as jy dit doen, dan is dit regtig beter. So mens moet maar partykeer mens moet met 'n oop gemoed jou goed voorlê en aanvaar as hulle sê nee, jy is nie 'n volwaardige skrywer as jy nog nie daai briefies in jou laai het van dankie maar nee dankie nie. Dan probeer jy maar net 'n ander uitgewer, maar ek sien absoluut die voordele om by 'n groot uitgewer uit te gee. Jou boeke is miskien duurder, maar jy het baie minder jy het nie uitgawes nie. So op die ou end werk dit baie beter uit en jy het baie minder moeite en stres en al daai dinge wat daarmee saamgaan. Ek sal nooit weer sommer by 'n klein uitgewer eerste uitgee nie. Ek sal eers die grootes probeer voor ek weer, maar daar's almal het hulle voordele en hulle nadele. Ja. En dan Kaya hier agter die kamera klag gesê ons moet begin groet, maar ek wil jou nog een vraag vra. Ja. Jy het nou gepraat oor jong mense en die geletterdheidskrisis en ons praat geweldig oor jong mense wat nie lees nie, jong mense wat nie kan lees nie, jong mense wat nie kan begryp wat hulle lees nie. Hoe takel ons daai probleem? Want ons kurrikulums raak voller en voller en meer ingewikkeld, maar tog is ons kinders bereid om minder te lees. Ja, nee, ek weet en die selfone en die digitale goeder neem hulle lewens oor. Ek skryf 'n kinderboekreeks saam met Marion Erskine en die behoefte het ontstaan juis oor hierdie geletterdheidsding. Die reeks naam is Bob op die Robo Meerkat. En daar's fantasties, ons het regtig wonderlike boeke soos Lotta en dis Dog Diaries en al daai tipe selfde genre, dieselfde tipe boeke. Ja. Maar dis almal vertaalde boeke uit ander lande se kultuur en sport en taal en grappies en plekke. En ja, want Marion het gesien in Frankryk waar hy woon, die kinders lees. Hulle lees in die park, op die treine, hulle lees oral. Ja. En toe het hy 'n bietjie gekyk maar wat lees hulle en dit is hierdie tipe genre. So het ons besluit daar is 'n behoefte vir so iets in Afrikaans. So ons hoop regtig net hierdie ou klein bydraatjie van ons gaan kinders aan die lees kry. Maar ja, daar is maar klomp goeters en ouers is ook besig en daar's nie meer daai ding van lees vir jou kind. Daar is maar baie ouers het nie tyd of krag in die aande om vir hulle kinders voor te lees. So daar's ook dis 'n klomp goeters wat bydra tot hierdie geletterdheidskrisis wat ons in is. Ons moet wat doen wat ons kan. Nee, ek moet sê geletterdheidskrisis in die uitgewerswese is nou twee goed wat ek wragtig die hele dag oor kan praat. Maar ongelukkig het ons baas by NTV gesê ons mag julle nie so lank hier hou nie. So baie dankie dat jy by ons was. Dankie dat jy by ons was op Kletskompas. Onthou jy kan Kletskompas elke maandag tot donderdag op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 sien, asook oneup2.com. Maar tot volgende week maandag wanneer ons jou weer net hier selfde tyd, selfde plek sien van my en die Kletskompas span. Is dit mooi bly.